Hallo maats, dit is so lekker dat julle vandag hier by my kom kuier het. Ek is so opgewonde dat julle vandag hier is. Nou het julle maats al ooit gedroom. Maar nou praat ek nie van normale drome nie. Ek praat van groot drome, van goeders wat julle eendag wil doen as julle groot is. Nou ek het baie groot drome. Een van my drome wat ek het is om 'n robot te bou. 'n robot wat mense kan help en siekes gesond kan maak en medisyne kan gee en sommer 'n klomp goed kan doen. Amper soos Baymax. Ja, ek wil so 'n robot bou. Maar die probleem is, as ek dit vir mense vertel, dan sê die mense vir my dat my drome net te groot is en dat ek eerder moet droom oor goeders wat makliker is om te doen. Om 'n robot te bou gaan baie moeilik wees om te doen en daar's nie baie mense wat dit reg kry nie. So dalk moet ek eerder iets kies wat ek weet moontlik is in plaas van iets wat groot en onmoontlik lyk. Maar ek wil nie. Ek wil nie dit doen nie. Ek wil nog steeds die robot bou wat ek droom wat ek wil bou. En ek dink dat as ek regtig baie hard leer en baie hard werk, sal ek dit mos kan regkry. Nou ek het so 1 of 2 keer al gedink daarop, dalk moet ek luister vir die mense en opgee, maar toe lees ek in die Bybel 'n storie van 'n oom, of is nie 'n oom nie, dis 'n jong ouetjie wat sy naam Joshua was. En het julle geweet, daar's sommer 'n hele boek in die Bybel wat Joshua se naam in het, die boek van Joshua in die Bybel. En in hierdie verhaal, toe kom ek agter dat Joshua baie groot en belangrike goeders moes gedoen het. En dat, wel, ek gaan nie nou die storie vertel nie. Kom ek begin eerder by die begin en dan gaan ek vir julle so die storie vertel, sodat julle presies weet waar Joshua inpas en wat hy moes gedoen het. Nou eendag, lang gelede, was daar 'n man gewees met die naam van Moses. En God het vir Moses 'n opdrag gegee. Wil julle weet wat dit is? Sy opdrag was gewees om God se volk uit Egipte uit te lei. Nou God se volk was in Egipte gewees, hulle was slawe daar en hulle moes hard vir hom gewerk het, vir die koning van Egipte gewerk het, wat die Farao genoem was. En hierdie Farao het allerlei van die hoedens gedra altyd. Hy het sulke groot hoedens gedra wat sulke slange op die kop gehad het, soos hierdie een wat ek aan het. En Moses moes toe na die Farao toe gegaan het en met hom gepraat het en gesê het om God se mense te laat gaan. En dis presies wat Moses gedoen het. Hallo, ek's Moses. Hallo Moses. Laat God se mense gaan. Farao wou nie dit gedoen het nie. Al het Moses gekom met allerlei mooi woorde en al was hy te bang om te praat, het God hom nog steeds gebruik en hy het vir die Farao gesê, Farao, laat God se mense gaan. En die Farao het gesê, dis te lekker dat hulle vir my werk, ek gaan nie God se mense laat gaan nie. En hy wou nie geluister het die Farao nie. En dit het gemaak dat God hulle gestraf het. Hy het nie 1 nie, nie 2 nie 3, 4, 5, 6, 7, 8 of 9 plaag gestuur nie, maar hy het 10 plaag gestuur voordat die Farao geluister het. En die laaste plaag was baie erg geweest. Die Farao se oudste seun het dood gegaan in daai plaag en Farao het baie hartseer geword en som gesê, ag Moses, vat die mense net, vat God se mense en gaan. Ek wil julle nie meer in my land hê nie, ek wil julle nie meer sien nie. Sjoe, weg is julle. En weet julle wat? Toe God se volk weggetrek het saam met Moses, toe besluit Farao weer. Hy wil hulle terug hê en hy stuur sy weermag agter hulle aan. Maar God het iets groots gedoen. Hy het die see oopgemaak vir sy volk om deur te gaan en toe Egipte, die koning se mense hulle wou vang, toe die see toegegaan en hulle almal het verdrink. En so het hulle toe kon weggegaan het van Egipte af en hulle kon begin toered na die beloofde land toe. Nou Moses het die volk gelei deur baie goeders. In hierdie tydperk het die 10 gebooie, het God die 10 gebooie vir Moses gegee en hulle het allerlei ander goeders gedoen, maar ek wil nie te veel oor daai stories hê nie. Ek wil hê dat ons moet uitkom by 'n baie belangrike deel. Nou in hierdie tydperk waar hulle op pad was na die beloofde land, het die mense verskriklik gemoun en gegran. Een van die mense het gesê, ek is honger, ek wil die kos van Egipte hê. 'n Ander een het gesê, my voete is seer, ek wil nie meer so loop nie, dit is nie lekker nie. En nog een het gesê, are we there yet? Ag nee, ek wil nou daar kom, ek is nie meer lus om so rond te loop nie. En hulle het gekla net mooi oor alles.
En arme Moses het hard probeer om hulle te help. Maar op 'n dag toe was Moses nie meer daar nie. Want toe het Moses dood gegaan. Rus in vrede Moses. En iemand anders moes toe die volk verder gelei het. En dit is waar Joshua ingekom het. Nou Joshua het altyd deur tyd spandeer saam met Moses sodat hy van Moses kon geleer het. En toe Moses dood gegaan het, toe het Joshua oorgevat en hy moes die volk verder na die beloofde land toe vat. Nou die volk het al klaar baie jare getoer om by die beloofde land uit te kom, al was dit nie regtig so lank pad nie, maar omdat hulle so gekla het en goeders verkeerd gedoen het, het God dat hulle aanhou rondloop in die woestyn, maar toe dit Joshua se tyd was om God se volk te lei, toe was hy bang geweest, want sê nou maar, hy kan nie dit doen nie. Sê nou maar die mense wil nie vir hom luister nie. Sê nou maar hy doen iets verkeerd en die mense kry seer. Hy was bekommerd geweest dat hy nie kan doen die werk wat God vir hom gegee het om te doen nie. En weet julle wat? Op 'n dag toe praat God met hom. Hy het met hom gepraat. Toe sê hy vir hom: "Joshua, wees sterk en braaf en moenie bang wees nie, want ek is by jou oral waar jy gaan met alles wat jy doen." En weet julle wat? Joshua het vir God geglo. En hy het begin om die volk te lei. En hulle het toe by 'n plek gekom, by Jerigo. En dit is die land wat God vir hulle wou gegee het. Maar Jerigo was nie enige ou plekkie gewees nie. Hy het sulke groot, hoë, sterk mure gehad wat baie moeilik sou gewees het vir hulle om in te neem. So hulle het gedink dat hulle 'n groot oorlog gaan moet hou. En Joshua het gedink, al is hy bang, sal hy in God vertrou en God sal hom help. Maar God sê vir hom, Joshua, julle gaan nie met swaarde en spiese en allerhande sulke goeters gaan veg nou nie. Julle gaan iets anders doen. En hy sê, okay, wat moet ons doen? En weet julle wat sê God vir Joshua? God sê vir Joshua dat hulle vir 6 dae lank elke dag 1 keer om die stad moet loop. En hulle moet saggies wees. En op die 7de dag, op die 7de dag moet hulle 7 keer om die stad loop. En as hulle klaar om die stad geloop het, dan moet hulle 'n trompet vat en hulle moet baie hard blaas. En dan as hulle die trompet gaan blaas, weet julle wat gaan gebeur? Die Here gaan vir hulle die oorwinning gee. Maar hulle het nie geweet hoe dit gaan werk of hoe God dit gaan doen nie. So hulle het geluister en hulle het presies gedoen wat God vir hulle gesê het. En weet julle wat, toe daai trompet gaan, toe hulle na die 7de keer omgeloop het op die 7de dag, weet julle wat het gebeur? Daar het iets verskriklik groots gebeur. Daai groot, sterk mure, wat hulle nie geweet het hoe hulle oor gaan kom nie. Daardie mure het omgeval. En hulle hoef nie eers iets verder te gedoen het nie. Hulle kon ingegaan het en hulle kon al die mense doodgemaak het wat daar was, sodat hulle die land kon oorgevat het, wat God vir hulle wou gegee het. Die land van melk en honing. En so kon Joshua iets groots gedoen het, iets wat onmoontliks gelyk het gedoen het. Hoekom? Omdat God by hom was en hy vir God geluister het. Vandag se onthouversie is uit Joshua 1 vers 9. Waar het lees ons? Uit Joshua 1 vers 9. En dit sê vir ons: wees sterk en dapper en moenie bang wees nie, want die Here, jou God, is by jou. Joshua 1 vers 9 sê: wees sterk en dapper en moenie bang wees nie, want die Here, jou God, is by jou. Nou maats, kom ons bid saam en dan wil ek graag hê dat julle altyd moet onthou dat die Here jou God by jou is. En dat ons nie hoef bang te wees nie en dat ons maar groot drome kan droom, want God kan ons ook help om daai drome waar te maak. Here Jesus, dankie dat U baie goed is vir ons en baie lief is vir ons. En dankie dat ons weet dat U altyd by ons is en dat ons net moet sterk en moet dapper wees en moet glo dat U by ons is en ons sal help. Help ons, Here Jesus, om met ons lewens U hart baie bly te maak, U trots te maak en net 'n groot glimlag op U gesig te sit elke liewe dag. Ons het U baie lief, Here Jesus. Amen. Bye maats, julle moet gou weer kom kuier.
as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord.